Jy luister na die Fairies and Folklore podcast deur Ronel. Ek is donker fantasieskrywer Ronel Janse van Vieren, met meer as 'n dekade van rondsniffel in stowwerige volkskindeboeke, om wesens van verbeelding wat my nuuskierigheid aangewakker het na te vors, is ek hier om die volkskunde in 'n neutedop te deel en hoe ek dit herverbeel het vir my skryfwerk in 'n oorsprong van die vee. Hierdie is die Fairies and Folklore podcast. Hi, ek is jou gasvrou Ronel Janse van Vieren. Noem my sommer net Ronel. In vandag se episode gaan ons voort met ons verkenning van die veeryk. Hierdie episode is geborg deur my boek Eens, Verhale, Mythes en Legendes van Fairy, beskikbaar in meeste formate. Leer meer oor hoe Fairy se geheime onthul word deur te gaan na ronelthemythmaker.com/my-books. Jy kan aan my tyd om die podcast te maak, navorsing, skryf, opnames en so meer, borg deur vir my 'n koppie koffie te koop. Dit kan 'n eenkeer ding wees, of jy kan dit weer in die toekoms doen. Ga na buymeacoffee.com/Ronel om my te ondersteun. Ons gaan voort met ons verkenning van die ryk van die vee. Vandag se onderwerp: toorkrag en betowering. Volkskunde in 'n neutedop deur Ronel. Toorkrag is so oud soos die wêreld self. Tradisioneel is dit die gebruik van handelinge, rituele, gebare, simbole en taal om bonatuurlike kragte op te roep en te gebruik. Dit is 'n geloof en praktyk wat reeds sedert die vroegste kulture teenwoordig is en steeds vandag 'n impak op baie kulture het, soms in geestelike, godsdienstige en selfs medisinale rolle. Mense het verskillende definisies van toorkrag, wat wissel van 'n illusie, wensdenkery, bygeloof, tot selfhypnose van diegene wat glo dat dit waar is. Mense het ook verskillende definisies van die woord okkult. Die meeste daarvan is foutief, konnotasies met boosheid. Die werklike definisie kan in 'n woordeboek gevind word as jy net jou oë oopmaak en kyk. 'n Lange definisie uit die HAT, okkult, byvoeglike naamwoord en bywoord, verborge, geheim, bovennatuurlik. Spiritisme behoort tot okkulte wetenskappe, ook selfstandig in die okkulte belangstel. Towerpraktyke is mettertyd om goeie redes geheim gehou, waar eens towerpraktisyns verwelkom is om hul ambag openlik te beoefen, vir ander tye en was hulle onderworpe aan marteling, vervolging en onderdrukking, en nie net in fiksie soos in BBC se Merlin nie. Toorkuns gaan in sy kern oor die wetenskap van die aarde se verborge kragte. Maak nie saak na watter tipe toorkuns jy kyk nie, dit gaan alles oor die energie wat uit die aarde en uit alle lewende dinge uitstraal. Dink aan die 4 elemente: aarde, vuur, water, wind. Nou voeg siel tot die vergelyking om lewende wesens in ag te neem. Daar is die basis vir die energie wat in toorkuns, magiese krag of glans gebruik word. Om hierdie krag in te span is baie soos om feng shui te gebruik, wat letterlik wind en water beteken, om voorwerpe te manipuleer om geluk te skep en rampe uit te skakel, terwyl jy aandag gee aan natuurlike formasies soos valleie en berge, om jou eie energie met hulle te harmoniseer vir maksimum voorbeeld. Byvoorbeeld, rose op hul eie is kragtig genoeg om as hulpmiddel van verleiding te werk, terwyl ander blomme dalk die teenwoordigheid van lavendel benodig, iets wat teoreties ander materiale bemagtig. Hekse kan grimoires, towerspelboeke, gebruik om hul kragte te verbeter. Ons sal in 'n latere episode na grimoires en hekse kyk. Hekse kan ook met 'n gedienstige gees gebind om sterker te word. Gedienstige geeste is bonatuurlike entiteite wat in die gedaante van 'n dier verskyn om hekse by te staan in hul beoefening van towerkuns. Die maan kan ook vir krag ingespan word. Deur maansiklus te gebruik word verskillende soorte toorkuns uitgevoer en krag word van die maan getrek om towerspreuke te verbeter. Ons sal in 'n ander episode na die maan kyk. Hekse en ander kan krag uit die natuur put, of vir ander wesens. As hulle nie versigtig is nie, put hulle alle toorkrag uit hulself. Toorkrag word voortdurend in elke individu en al die elemente, plante en sovoorts hernie. En al klink dit dalk belaglik,
Moderne wetenskap is die nageslag van toorkuns, veral algemeen, en dinge wat op 'n stadium onmoontlik lyk, word alledaags in die toekoms. Toorkrag kan nie gesien of aangeraak word nie, maar die effekte daarvan kan gevoel word, baie soos radioaktiewe energie. Niemand het Marie Curie geglo terwyl sy moeisaam aan haar eksperimente gewerk het nie, totdat almal die effekte van radioaktiewe energie volself gevoel het. Toorkuns en wetenskap het baie in gemeen. Ja, die wetenskap vereis konsekwente replikasie van resultate en toorkuns verkies unieke individuele resultate. Maar albei weer lê die konsep van toeval. Daar is iets wat iets laat gebeur en waaraan aandag gegee en ontleed moet word. Wat beteken dat toorkrag nie goed of kwaad is nie? Dit berus alles in die hande en bedoelings van die praktisyn. In volkskunde en okkultiese tradisie kan toorkuns volgens kleur verdeel word. Swart toorkuns en wit toorkuns. Dit dien gewoonlik goed om die tweespalt tussen goed en kwaad aan te toon. Wit toorkuns is wat ons toorkuns noem wat vir onwatsigtige doeleindes gebruik word. Beoefenaars van wit toorkuns word gewoonlik wyse manne, vroue, geneesers, wit hekse, towenaars genoem. Wit toorkuns word ook dikwels na verwys as natuurlike toorkuns. Swart toorkuns is die teenoorgestelde van wit toorkuns, aangesien dit gebruik word vir selfsugtige bevordering van die individu. Swart toorkuns word gewoonlik op wraaksigtige en vernietigende maniere gebruik. En nou, vir my interpretasie van die vee, en die oorsprong van die vee, toorkrag en betowering. Die mis is wat ons die alles beheersende, almagtige toorkrag noem, wat rou deur druïde en viegehonde loop. Ander mense met towerkuns het talismanne nodig om die mis te ontgin. Normale vee kan betowering, swakker toorkrag as die van viegehonde, vorm uit hul verbintenis met die mis. Alle vee kan betowering in plante, kristalle en windbolle of ligbolle stoor vir latere gebruik. Mense kan toorkrag in verskeie vorme gebruik. Benut dit uit die natuur, berg dit na amulette, kristalle en talismanne vir latere gebruik, om dit uit ander wesens uit te trek, gewoonlik ander hekse en towenaars, of die gebruik van beswerings, saam met talismanne, om die mis in sy rouste vorm te gebruik. Toorkrag moet verdien of geërf word vir mense om dit te gebruik. Sommige gaan op soeke om die reg te verdien om toorkrag te gebruik, terwyl ander met dit nul bloed gebore word. As 'n klein bonusie, kom ons kyk na die vertaling van toorkrag en betowering na Engels. Magic and Glamour. Ek hoop dat jy hierdie episode van die Fairies and Folklore podcast geniet het en dat jy iets nuuts oor die vee geleer het. Onthou dat jy 'n transkripsie van hierdie episode in die beskrywing kan kry. As jy nuut is by die podcast, hoekom nie na my webtuiste ronaldthemistmaker.com gaan en 'n gratis kopie van Ongesiens, die tweede boek in die veeverhaalreeks kry nie. Toe 'n volkskunde, toorkrag en gevaar wag. Pas op!